Die baie bekende skrywer, Henry Cloud, nou ek het 'n geweldige bewondering vir hierdie man, want hy skryf fantastiese boeke. Sy mees onlangse boek wat ek van hom gelees het, is 'n boek met die titel Trust, maar hy's veral bekend vir sy Boundaries boeke, die boeke wat gaan oor grense. Maar in een van sy leierskapboeke gebruik hy die volgende woorde, en dit is waaroor ek vandag met jou wil praat. Hy gebruik die woorde, leaders don't do fair. Nou ek verander daai woorde so bietjie na Christians don't do fair. En daai fair is nou regverdig. In hierdie lewe moet ek en jy nie net fokus op regverdigheid en ek doen fair nie. Hoekom? Hy sê want fair beteken good for good en bad for bad. Dit is mos regverdig. As iemand met jou gaaf is, dan wees ek ook gaaf teenoor daai persoon. As iemand met my vriendelik is, dan is dit mos nou maklik en lekker om ook vriendelik terug te wees. Dis regverdig, dis fair. Wanneer iemand met my goor is, met my ongeskik is, my te nakom, wat is fair? Nou gaan ek met hulle goor wees en ek gaan hulle te nakom. Dit is fair. Hy sê maar Christene leef nie so nie. Wat hy 'n mens leer, en dis 'n verskriklike belangrike en 'n diep Bybelse beginsel, en dit is maar eintlik die kern van waaroor liefde gaan. 'n Christen gee altyd beter en altyd meer as wat jy ontvang het. En ek wil dit herhaal. 'n Christen, 'n gelowige gee altyd meer en altyd beter as wat jy ontvang het. So jy gee vir daardie persoon wat daardie persoon nie verdien om te kry nie. Daai persoon is dalk bad met jou, maar jy gaan good, gaan jy gee, meer en beter. En dis wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Wat verdien ek en jy? As Jesus fair moes gedoen het, ek die sondaar, ek met al my onreg, ek verdien, wat verdien ek? Ek verdien die bad, ek verdien sy oordeel, maar nee, hy kom met liefde en hy kom met genade. So hierdie is so 'n belangrike beginsel. Christians don't do fair. Dis nie good for good and bad for bad nie, nee. Ons gee altyd meer en altyd beter as wat ons ontvang het. Hê 'n fantastiese dag en lekker week verder.